Here, vanmôre is dit weer ons voorreg om u woord te sit. U woord is ewig. U woord is onveranderlik. Gister, vandag en tot in alle ewigheid is en bly u woord dieselfde. En vanmôre bid ek, Here, dat u deur u woord en deur u gees hierdie woordsaad in ons harte sal plant en dat dit vanmôre, Here, op daai regte stukkie grond sal val. En dat dit groot vrug sal dra vanmôre. Ons eer u vanmôre vir die voorreg om u woord te sit. En ons dankie vir die woord. Amen. Jy is so welkom om jou sitplek te neem. Loof die Here. Baie dankie aan ons aanbiddingsspan. Ons is so dankbaar vir hulle. Of hulle nou hier voorwerk of daar agterwerk, hulle is deel van die proses en ons eer regtig die Here vir hulle. Ja, kan ons maar vir hulle net 'n dankie sê. Altyd hier, altyd op hulle pos en op hulle plek. Loof die Here. So ek het my preek voorberei en in die nag toe ek doenag met hom hierdie kant toe en daai kant toe en ek bid en vertrou dat jy ook vanmôre net iets sal hoor. Ongelukkig is dit soos 'n legkaart. Jy kan nie een deel vat en dan dink jy het dit nie. Dit bou op mekaar. So ek moet jou aanmoedig, as jy ernstig uitgeloos het, nie was nie, of jy is so welkom, en jy die voorreg om weer daarna te gaan luister op YouTube, want dit is deel van 'n geheel. En is 'n proses. En dit is vir my amazing, nou dat ek meer attent daarop is, om net te besef, dat daar soveel gepraat word oor tuine en plante en groei en alles in die Bybel. Dit is goed wat ons weet, maar dit is nou net of dit weer ons aandag trek. So, my motto is altyd, what you put in is what you get out. En dit is soos dit met tuin ook. Gistermiddag staan ek daar, en ek vat sommer die tuinslang en ek spuit nat. Dan sê iemand vanmôre, ja, ander mense het nie water nie, en jy spuit nat. Maar, okay, ek het nou eintlik nie gedink aan die ander wat nie water het nie. Ek spuit, en ek besef net, die wonder van groei. Die wonder van groei. En God wil hê dat ons moet groei. En hy los ons nie alleen en sê, okay, ek gaan kyk of jy kan regkom nie. Aan die einde van die dag gaan ek besluit of jy gegroei het of nie gegroei het nie. Hy vat ons stuk vir stuk. Alles wat in die Bybel opgeskryf is, help ons om iets daarvan te verstaan. So, ek vertrou, jy werk met jou eie hartstuin, jy weet al waar is jou hartstuin nie, hy's hier, die grond van jou lewe, die grond van jou hartstuin sit hier in jou hart. En hoe meer ek hierna kyk en hoe meer besef ek, dat die wetenskap eintlik net kom bevestig wat God se woord gesê. Mense maak ontdekkings en dan is dit eintlik maar net presies wat in die Bybel staan. Onthou julle, Jesus het gesê, daar's verskillende grondsoorte waarin die saad val. Die rotsagtige dele en. Daar's 4 dele, daar's daai goeie deel. En laasweek het ons gesê, daai goeie deel is leemgrond. En dis 'n samestelling van verskillende grondtipes. As jy net modder het jy moeilikheid. Né?
Dan sê moeilikheid van daar's te veel water en die water druk die lug uit. OK, goed. Ek wil jou vanmôre vat na 'n ander tuin toe. Maar voordat ons daar kom, wil ek net met jou 'n paar goed weer met jou deel. So daar's 'n wonderlike skrif in Psalm 65, dis Dawid wat hierdie Psalm skryf, en ek haal dit vir jou uit die New Living Translation uit. Hy sê, you crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. The grasslands of the wilderness become a lush pasture, and the hillsides blossom with joy. Is dit nie 'n mooi prentjie nie? Kan jy vir 'n oomblik net jou verbeelding gebruik en net probeer sien hoe lyk so 'n tuin? Where there's a bountiful harvest, even the hard paths overflow. Dink aan Jesus se gelykenis, wanneer hy praat oor daai langs die pad, the wayside, daai harde dele, waar die saad nie die grond kan penetreer nie. Hier sê Dawid in Psalm 65, hy sê selfs daai harde paadjies will overflow with abundance. The grasslands of the wilderness become a lush pasture, and the hillside blossom with joy. Vanmôre vroeg sien ek die blomme daar in Namakwaland, hulle blom. En elke jaar is dit, jy kan dit nooit bepaal watter tyd is die regte tyd nie. Ons was al daar, dan is ons te laat. Maar hulle blom nou, dan dink ek, is dit nie amazing nie? Niemand het hulle geplant nie. Wel, iemand het hulle, die Here het hulle geplant. Maar geen mens het dit geplant nie. Maar hulle is daar, jaar vir jaar. En as daar genoeg water is, as daar reën is, dan blom hulle. En onthou julle, wat is ons kernskrif vir hierdie jaar, of vir hierdie reeks, is Jesaja 58, vers 11, hy sê, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed nat gemaak word, daar sal nooit 'n tekort wees aan water in jou tuin nie. En ons het hierdie slogan mos vir onsself opgemaak, nee, ons is 'n tuin wat goed nat gemaak is, ons sal goeie vrug dra. Kan jy net weer teruggaan na daai eerste skrifgedeelte in Psalm 56, Charlotte asseblief. Geliefdes, en dis my gebed vir myself en vir jou, dat ek en jy so 'n tuin sal wees, full of abundance. En ek het net gedink, hierdie is so 'n mooi skrifgedeelte vir hierdie tweede helfte van die jaar. Daar's so 'n bietjie minder as 26 weke oor. En ons het ook die eerste gedeelte van hierdie skrif gevat om hierdie jaar as tema te gebruik vir ons Christmas in July. You kroon die jaar. En dis nie te laat dat hierdie jaar die beste jaar sal wees, of dit wat oor is, die beste jaar sal wees nie. Want dit is nie in die begin van die jaar wanneer dit beter word nie, dis wanneer ons toelaat dat God se gees in ons hart en ons lewens werk, dan verander hy. Hy gee nie om of dit maandag, Dinsdag of watter dag is dit nie, of Januarie of Mei of waar is ons nou, Julie nie. July. Don't lie. It's July. En dis my gebed vir jou en my. Is dit die gebed vir jouself? En dink vir 'n oomblik aan jou eie hartstuin. Miskien is dit nie nou al 'n lushof nie. It's okay. Ons werk mos daaraan. Ons het mos gesê in die begin van hierdie reeks 5 weke terug, ons gaan nou begin spit. En dit was vir ons belangrik om saam met Jesus in daai gelykenis te kyk, eers na ons hartsgrond. En ons het vir onsself gesê, Jesus gebruik die gelykenis van daai saaier en dan sê hy, die saaier gaan uit om te saai, dis een land, maar daai land het verskillende grondtipes, want daar's die voetpaadjies, kan ek maar die fan aansit? Dankie. Vanmôre het hulle vir my gevra of ek nou weer die fan gaan aansit. Ek weet nie of dit net gewoonte is nie, maar ek wil nie warm kry nie. So daar's daai rotsagtige dele. En dan is daai dele wat die dorings en die dussels is. Maar dan is daar ook daai goeie dele. En selfs daai goeie dele verskil.
Want party van daai goeie dele lewer net 30voudig, ander 60voudig, ander 100voudig. Geliefdes, jou hart is 'n tuin, nie 'n oorlogsveld nie. It's not a war zone. En vir baie van ons is ons harte op hierdie stadium dalk net 'n war zone. Daar gaan soveel goed aan. En ek en jy het al 'n ruk lank geleef, nê? So daar's 'n klomp goed in ons harte, daar's 'n klomp goed in ons binnestes, goed wat ons self toegelaat het, goed wat gebeur het oor tyd, daar's party mense ons harte hard getrap. Nee? So we've lived. En daarom sê Prediker, hy sê, daar's 'n tyd om te plant en daar's 'n tyd om so 'n bietjie uit te ruk wat geplant is ook. Maar dit is belangrik. Die eerste ding wat belangrik is, dis belangrik dat ek en jy 'n goeie besproeiingsstelsel kry. Our hearts need to be watered. Te veel water is 'n probleem, maar te min water is 'n groter probleem. En dis wat ons kernteks sê in help my nou gou. Jesaja, 'n tuin wat goed nat gemaak is. En ons het vir mekaar gesê, hierdie hartstuin bestaan uit verskillende dele uit. En toe God daai tuin geplant het Eden, toe begin hy en hy sê ek plant eers bietjie grasspruitjies. En hy het dit so lekker geplant, jy weet, laat dit groei. Hy het nie eens nodig gehad om sy hande in die grond te sit nie. Just let it grow. En ons het gesê, hierdie grasspruitjies is verhoudings, nê? Want julle weet mos hoe maak gras. Gras is welig. Hy groei maklik, hy het fyn wortels en die wortels is in mekaar. Ek praat nou al te veel en ek is nog nie eens waar ek moet wees nie. En dit gaan oor verhoudings. My verhouding met myself en ek laat ek hier bo staan as julle my kan sien. En ons het baie keer struggle ons met onsself. En verhoudings met ander en ons verhouding met God. Ek kan nou nie weet deur al daai goed gaan nie. Jy moet dit gaan weer gaan luister en moet dit werk. En dan weet ons daar's ook 'n doel en purpose want God het ook plante geplant wat saad gee. En ons weet dis soos koring. Wat maak 'n mens met koring? Jy maak lekker brood. Ja, brood en die brood. Van daar tot hier is 'n bietjie weggesteek vir môre, maar hieronder is brood. Hieronder is brood. Daai maak dit toe. Anders droog die brood uit. Okay, dan kort ons water. Maar dan julle maak dit moeilik vir die ouens wat luister hierna na die tyd, want hulle weet nie wat gaan hier binne aan nie. But it's okay. So, want ons het 'n doel en 'n purpose en ons moet intentioneel leef. Maar dan het ons ook 'n nalatenskap. Onthou jy daai bome wat die vrugte gee. Kan julle, as julle onthou wat ek gesê het, net julle kop om kan ek weet ek kan aangaan. En al hierdie goed, alles wat in ons harte en ons lewens geplant het, is saad, woorde is saad. En luister wat skryf Petrus hieroor. Hy sê, en ons in 1 Petrus 1 vers 23, hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar onverganklike saad. Deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Daar's hierdie wonderlike saadwoord, en in Jesus se gelykenis gaan die saaier uit, en hy gaan saai. Hy gaan saai die woord, want wanneer Jesus die verduideliking gee, dan praat hy oor die woord. En ek en jy word gered deur nie verganklike saad nie, maar onverganklike saad. Die passion is vir my so mooi. Hy sê, for through the eternal and living word of God, you have been born again. And this seed that he planted within you can never be destroyed, but will live and grow inside of you forever. Dis so mooi, maar dan dink ek daaroor, dis die waarheid, dis die potensiaal. But it depends in what ground it falls. Dit kan goeie saad wees, maar dit in die verkeerde grond val.
Maar ek en jy weet, daar's nie net goeie saad wat gesaai word nie. Daar's ook dorings en dissels, daar's verkeerde saad. En daarom weet ons dat Spreuke 28 sê, en hy praat daarvan dat dood en lewe is in die mond van in die mag van die tong, want ons weet ons tong, daai woorde is 'n saad. En come on. Elke saad het potensiaal. Dit het potensiaal om 'n seën te wees, soos hierdie saad waarvan Petrus praat, maar dan is daar ook saad wat die potensiaal het vir vervloeking en vernietiging. En binne in jou in my is al reeds saad. Party van daai saad het nog nie ontkiem nie, maar hy lê al dormant daar vir jare. Hy wag net vir die regte grond. En iemand het net ernstig vir jou gesê, weet jy wat, jy sal niks wees en niks word nie. En dan gebeur daar weer ander goed in jou lewe, en dan ontkiem hy saad. Dan sê jy, ja, dit is net so. Praat ek waar? Daar lê klomps, en dit het potensiaal. En dis nodig dat ek en jy, selfs die saad in ons lewens sal assesseer. Wat glo ek omtrent myself? Dan dink jy, ek is al oud man, jy weet, ek kan nie nou change nie. Nee, is nooit te laat nie. Is nooit te laat nie. Is nooit te laat nie. Hallo? Is nooit te laat nie. Kom aan. Wat is ons oortuigings oor onsself waarmee ons stoei? Want daai goed lê in ons hart. Dis saad. Wat is die goed wat ek glo omtrent God? Ek gooi nou net 'n klompie goed hier en ons gaan dit nou by mekaar sit. So jou hart is die grond van jou lewe. En alles is eintlik hierin geanker. Wil jy met dit vanmôre hoor? Ons het dit vanmôre eintlik gesing, from root to fruit. Niks wat groei sonder wortels nie. Ek het nou dink ek daaroor. Ek het seker suurstofplantjies wat ek net daar hang en hulle het nie wortels nie. Maar eers tel hulle die suurstof en goed op. Maar meeste goed wat in die grond is, het wortels, want dis wat hom help om regop te staan. En ons hart is die grond, maar hier lê die wortels van alles. Van ons gedagtes, ons denke, ons emosie, alles. Jy moet mooi luister. En baie keer dink ons, nee, as ek net my mind kan change, as ek net my kop kan verander, het jy al probeer jou kop verander, nie? Dit is 'n bietjie moeilik. Alright, ons gaan weer daarby kom. Maar ek dink dit is belangrik dat ek en jy sal verstaan. En toe daar 'n wetgeleerde fariseer na Jesus toe kom en vir hom vra, wat is die grootste gebod? Toe sê Jesus hom daar, Matteus 22 vers 37, kyk waar begin Jesus. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele, en dan. So waar begin dit? In jou hart. Toe Dawid vir Absalom sê, Absalom is nou tyd vir jou om die troon oor te vat. Toe sê Dawid vir Absalom, en jy kan bietjie gaan kyk na daai skrif. Dawid sê vir sy seun, hy sê, dien God met 'n volkome hart en 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. So waar begin dit? Hart. Want hier in my hart is die wortels. En wat doen die wortels? Voed die bodem. En ek het jou gister gevra, toe ek jou uitgenooi het na vanoggend toe, ek sien net 'n boom raak. 'n boom groei nie sonder wortels nie. Sy wortels is die belangrikste deel. Hallo? Toe Daniël oor koning Belsasar praat en die feit dat God sy koningskap van hom weg gaan neem, die koning van Babel, toe sê word dit opgeteken daar in Daniël. Hy sê toe die koning sy hart verhef het.
toe die koning sy hart verhef het, toe word sy gees verhard. It starts here. So kan ek en jy vanmôre vir ons sê, vir onsself sê, ons hart is belangrik. Daarom sê die woord, bewaak hom. Want die oorspronge van my lewe groei daar uit. Okay, kan jy die prentjie sien? Nou die wetenskap is so amazing. So, hier agter in jou brein, by jou klein brein, is net so deeltjie hier. Is daar tussen 15 miljoen en 30 miljoen neurons. Jy wonder jy is so slim nie. En dis net in jou klein brein. Die cerebellum noem hulle dit. En een of ander wetenskaplike met die naam van Purkinje het ontdek dat hier neurons is hier agter in my brein en daai neurons is verantwoordelik vir balans, koördinering, maar dit speel ook 'n groot rol in ons emosies. Kyk bietjie hoe lyk daai Purkinje neuron. Kyk hom bietjie. Lei daar nie, nou wat lyk dit? 'n boom. Sien jy ook 'n boom? Onthou jy ek het nou die dag in deel 2 het ek vir jou gewys hoe daai ander neurons wat lyk so saailinge. Is it amazing hoe God selfs in jou en my liggaam en nou kom Jesaja en hy sê ons sal wees soos 'n tuin. God plan die eerste tuin in Eden. En hier binne in jou plant hy 'n tuin en hier in jou klein brein is daar boompies. Is dit nie amazing nie? Amazing. Tussen 15 miljoen en 30 miljoen. Ek het nie eens geweet daar's plek nie. Jy dink jou brein is te klein. Ja. Is dit nie amazing nie? Maar 'n boom het wortels. Hoor jy vanmôre iets? Waar lê die wortels van ons boom? Ons gedagtes, ons denke en emosies. Waar lê daai wortels? Dankie Madeleine. In jou hart. En is hierdie hartsgrond wat dit voed. Is dit amazing? Nou, dink bietjie aan 'n boom. Wanneer ek nou hier uitkyk en ek hierdie doringboom sien, dan dink ek nie noodwendig, daar's wortels en daar's 'n stam en daar's bas en daar's takke en daar's blare en as dit nou hierdie boom maak ook vrugte. Hy maak seker spele en dis 'n gemors as hulle begin val want dan ry die karre oor hulle en dan is dit 'n gemors hier buite. Maar dis sy vrug, dis hoe God hom gemaak het. Maar wanneer ek na hom kyk, dan sien ek net 'n boom. Seker maar my brein te klein is, dat ek nou nie al maar daai boom is heeltyd besig om te beweeg. Die wortels doen hulle werk. Die stam word al hoe dikker. En as jy hom uitsny, sal jy kan kyk na sy jaringe, dan gaan jy weet, hoe oud is hy? Jy gaan ook kyk waar hy skade gekry het, en pes en plaag en siekte beleef het, en. Maar hierdie hele proses noem ons fotosintese. Ja, en terwyl ek en jy nou 'n paar boompies het hier agter, en of wie se wortels hier in ons hart het, is ons ook heeltyd besig. Party van ons is bietjie meer besig as ander. Ja, dag en nag is hier 'n proses aan die gang in my binneste, en ons noem dit denke. Dink. Ons is besig om te dink. Wat doen ons deur te dink? Ons soek antwoorde. Nee? Ons is heeltyd besig om antwoorde te soek, en om antwoorde te soek vra ons vra. En as jy op jou blaadjie kyk, sal jy sien, en ons noem dit 'n denkproses, en daar's verskillende denke. Skiet hom daar vir ons, Charlotte, dankie. Dagdroom. En nou as jy wil skryf, moet jy skryf, want ek gaan nie alles vir jou doen nie. Dagdroom is soos, ek wonder, hoe sal dit wees om daar by die see te bly?
Okay? Verbeelding. Ek wonder hoe sal dit wees as ek nou daai ander job kry? Of as ek in daai ander huis bly? Dan sal ook probleemoplossing, problem solving. Maar wat gebeur as ek nie meer kan nie? Party vrae is maklik en kry ons vinnige antwoorde. Vir mans is dit baie maklik, as ons in die oggend voor die kas staan, ons besluit gou-gou wat wil ons aantrek. Vrouens het partykeer so 'n pakkie op die bed, van wat hulle aan en uitgetrek het, totdat hulle besluit het, hulle gaan maar in elk geval die een onder in die pakkie uithaal, en hom dra, want hy het maar die beste. Daai eerste. Party goed dink ons nie lank aan nie, maar ander goeders dink ons lank aan. Want daar's daai vierde deel, daai denkproses oor die sin maak van goed. Daar is die tawe enetjie. Hoe maak ek sin van dit wat nou gebeur? En hierdie sin maak kom gewoonlik met 'n hoekom. Hoekom? Hoekom kan ek nie oorwinning kry oor hierdie sonde of hierdie gewoonte nie? Ek het net 'n paar goed neergeskryf. Hoekom het God dit dan toegelaat? Daai een hoor ek baie. Kom, ek drink sommer water op daai ene. In my beroep kry ek dit baie, en ek beskou seker nie die bediening as 'n beroep nie. Maar hoekom het God dit toegelaat? En in die begin het ek dit probeer verduidelik, toe ek later besef, ek het nie nodig om vir God te verduidelik nie, want ek kan nie. En dan is ek eerlik net, na al hierdie jare in die bediening, ek weet nie. Because we try to give easy answers for difficult questions. En as party goed, waarvan ons nie die antwoorde gaan kry in hierdie leeftyd, op hierdie aarde, die hoekoms nie. Is jy nog hier? Hoekom het my lewensmaat my nie meer lief nie? Hoekom het my kind so ly? Hoekom? Want is gewoonlik ons wil weet, maar wat beteken dit? Hoekom? Verstaan jy, kan ek maar aangaan? Nou sê Paulus, en dis 'n groot skrif vir waaruit ons gemeente se naam uitkom, in Romeine 12 vers 2, waar hy sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, julle denke. Verander, sê die boodskap, die manier hoe julle dink. Metamorfo is daai woord. Maar dis 'n proses van transformasie. Maar nou sê ons vir mekaar, ons wortels lê in ons hart. So dis nie net 'n kwessie van om net my mind te change nie. Verlang het ek elke maandag opgestaan en besluit, vandag, julle weet mos wat doen 'n mens op 'n maandag, vandag gaan ek diet. Okay. So ons weet nou dat die wortels van die boom van ons denke lê geanker in ons harte, in ons hartstein. Nou, net so saad en grond en plante en vrug, hulle werk saam doen in hierdie sisteem, net so is ek en jy ook eintlik 'n sisteem. Ons hart, ons gees, ons denke, ons gedagtes, my gees, my siel en my liggaam. Onthou julle in die begin het ek gesê, ons kan nie in kompartemente leef nie. En ongelukkig vir jare het ons dit so gedoen ook as gelowiges. Nee, as ons net jou gees kan uitsort, boetie, as ons net hierdie duiwels kan uitdryf, en ek sê nie ons moet nie duiwels uitdryf nie. Ja. Hoor julle? Hoekom? Iemand kom nou die dag by my en hy sê, nee, kan ek asseblief saam met hom bid, want hy het nou 'n bietjie 'n probleem gehad en 'n issue, en toe besluit hy, jong, hy moet dan seker 'n bietjie ophou drink.
Toe sê ek vir hom, wat is die probleem, die drank of jou aggressie of jou humeur? Nou hou jy vir 2 weke op drink, totdat jy weer saam met jou pelle is, en dan het jy ophou drink, of het jy nog net bietjie klaar gedrink, tot die moeilikheid verby is? Hoor ons wat ons sê vanmôre? Ons probeer baie keer die simptome hanteer. Net soos wat ons baie keer probeer, ek gaan net bietjie anders dink oor dit. Nee, die verandering moet hier kom in my hartstuin in die grond, want daar lê die wortels. En dis hoekom ons hart moet bewaak meer as enigiets anders, want ons leef vanuit ons hart, self wanneer ons dit nie besef nie. So, om my denke te vernuwe, begin om te besef en te weet waar ek myself emosioneel bevind, en dis waar ek moet begin. En iemand het dit gesê, en ek het dit sommer net neergeskryf, yielded hearts can quiet troubled minds. 'n Hart wat oorgegee is. But it sounds easy. But it's not that easy. So kan ek jou vir die volgende 10 minute na 'n ander tuin toe vat. Is dit reg? Hierdie is 'n bietjie ongemaklike tuin, en dis die tuin van Getsemane. Maar is ek dankbaar dat daai tuin opgeskryf is in die Bybel? Because if we miss this part of the garden, was ons almal vanmôre in sak en as, want Eden is ons rolmodel, die oorspronklike Eden. But we know we've lived, en ons tuin lyk nie meer soos Eden nie. And we want to get there, want dit is waar ons wil wees. But there's a Gethsemane. Dank die Here vir daai tuin. Okay, voordat ons by daai tuin inval, kan ons net gou na Hebreërs kyk, want dit is belangrik, want die Hebreërs skrywer sê, ons het 'n hoëpriester, wat altyd vir ons intree, en Paulus sê, hy sit aan die regterhand van God, waar hy vir ons intree, maar die wonder daarvan lê hier, in Hebreërs 4 vers 15, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee het nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons. Ja, dank die Here. Jy dankbaar dat jy 'n hoëpriester het, wat nie met ons swakhede onbekend is, of nie daarmee medelee kan hê nie, maar wat in alle opsigte versoek was, net soos ons. Die verskil is, hy het nie gesondig nie. Is dit nie amazing nie? Toe ek dit weer besef, toe dink ek, ja, ek wil nie sê ons het 'n unieke godsdienst nie, ons het die enigste godsdienst. Daar's nêrens 'n ander godsdienst waar daar 'n God is wat sy seun stuur, of om hom nie net te laat doodgaan nie, maar eers te stuur om net eers mens te word, sodat. Okay, kom, ek praat te veel. So, die wonder lê nie net in die feit dat hy met ons swakhede medelee het nie. Die wonder lê daarin, sê Paulus, wanneer hy skryf in Filippense 2 vers 7, hy het aan die mens gelyk geword. Hoe het Jesus aan die mens gelyk geword? Hy het 'n liggaam gekry. Hy het 'n liggaam. Hy het 'n liggaam aangetrek. So geliefdes, met elke klap, met elke hou, met elke pluk, het Jesus ervaar dit wat ek en jy ook as mens ervaar. Weet jy dat elke vierkante sentimeter van jou vel het 200 pynreseptors? We can feel pain. En Jesus neem 'n liggaam op, sodat hy kan voel elke klap, elke hou, elke pluk aan sy baard. Maar het jy agtergekom dat dit nie altyd die fisiese pyn is wat ons seer maak nie. Dis
emosionele pyn wat baie keer ons seerder maak. Pyn van verwerping. Toe ons kinders was, ek het ons bietjie Engels groot geword in skool toe gegaan, was daar 'n spreekwoord wat ons gesê, sticks and stones might break my bones, but words will never harm me. Ken julle dit? It's a lie. Because sticks and stones will break your bones, but that can heal, but the words can sometimes never heal. En dis die saad wat lê in ons hartsgrond. En dis daar in ons hartsgrond wat daai saad ontkiem en die wortels lê daar, maar die boom is hier in ons denke, ons gedagtes en ons emosie. Hier in die klein brein. Dis nie in die groot brein nie. Die klein brein. Maar die wonder is, as ons na Getsemane kyk, dan sien ons dat Jesus se lyding nog lank voor die eerste katsou op sy rug geval het, sy pyn en sy lyding begin, daai emosionele pyn en lyding. En jy weet wat het in Getsemane gebeur? Onthou jy Jesus na daai boefretrek, waarvan hierdie 'n simbool was. Hulle het saam geëet en na die tyd toe breek hy die brood en hy sê dis my liggaam wat vir julle gebreek word en na die ete die beker, dis my bloed en hulle het nie heeltemal alles lekker verstaan nie en nou sê hy, okay, kom ons gaan bid bietjie daar in die tuin. Okay, dis nou 'n mooi manier om 'n vol maag van ontslae te raak, nee Bidie, nadat hierdie man het gister, hoe groot was hy hamburger? Ek sê gister vir hom, hy kon nie die hamburger sien nie, ek sê vir hom, jy sien, that's mind over matter. Hy het nie gesien hoe groot is sy moeilikheid, en hoe baie chips is die, hy het deelgeneem aan 'n burger eet kompetisie, en hy het tweede plek gekry. Nee, ek vra vir hom, hy sê nie, sy prys was 'n hamper met allerlei sweets en goeders, gisterand het hy maar bietjie daarin gevaar. Ek het dan gedink hy sal vanmôre vir ons saambring om dit te deel, maar is okay. Het hy dan met jou gedeel? Wel, Jesus neem sy disippels saam na daai tuin toe. En dan neem hy sy binnekring vir Petrus, Johannes en Jakobus saam. En jy kan dit gaan lees in die evangelies. En Markus sê, hy sê, en hy was ontstel. En hy het benoud geword. So. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Die King James Version sê, and he began to be so amazed. Nie seer in die sin van pyn nie. And to be very heavy. Daai Griekse woord ademeno beteken to be distressed in the mind, depressed and full of heaviness. Waar dink julle dat Jesus dit ervaar? Nee, ek praat nie van die tuin nie. Hier sy binneste. Nie sy koppie. In sy kop kon hy dalk vir homself gesê, wel, jy weet, ek en die Vader het mos hieroor gepraat, daar. But yeah, there was a heaviness, there was a deep. Hy's ontsteld en benoud. En hy deel hierdie kwesbaarheid met sy disippels. Want hy staan ons met hulle in verhouding. Onthou julle, ek het ons gesê, vriendskappe is belangrik vir ons, vir die welstand van ons hartstuin, want jy moet iemand hê met wie jy moet mense hê met wie jy jou hart kan deel. Jesus deel sy hart met hulle. Hy sê vir hulle, hy sê bid en waak saam met my hart is ontstel. Hy deel sy gevoelens tot die dood toe is ek bedroef. En in daai oomblik ervaar Jesus wat ek en jy al in ons lewe ervaar het of dalk tans ervaar en dis vrees. Nou sê van die kommentators, nee, daar's nie 'n manier dat Jesus bang was nie. If you're human, you're human.
Jy raak nie diep bedroef en benoud tot die dood toe, as jy nie bang is nie. As hy nie bang was nie, sou hy mos nooit vir sy vader gevra het, is dit dalk moontlik dat hierdie beker by my kan verbygaan nie? Ons vergeestelik dit so, jy weet dit klink so laat die bekertjie net by my verbygaan. As hy nie benoud was nie, sou hy nie op die grond neergeval het, soos Lukas sê, en uitgeroep het nie. Dan sê hy ons net gesê, ouens, kom ons hang maar net bietjie rond, jy weet, nou gaan hier 'n paar soldaatjies kom en Judas, ons hang net bietjie rond en ons doodluiters wag ons vir hulle en as hulle kom, dan gaan ons verder. Nee, daar gebeur iets in sy binne en hy vra vir sy vader, is dit nie moontlik nie? Kan dit nie by my verbygaan nie? Daar's 'n benoudheid, daar's 'n vrees. En ek wil hê ons moet iets hoor daarvan. Want is belangrik, geliefdes, vir ons eie hartstein ook. Want in ons eie hartstein lê hier daai wortels diep in ons harte, wat hier in ons kop, in ons emosies, in ons gees, in ons sielsmens werk. Daai hoekoms, maar hoekom dit? Hoekom dat? Hoekom laat God dit toe? Hoekom die? Hoekom daai? Hoor jy vanmôre? Jesus het 'n uitkoms gesoek. Abba, Vader, vir U is alle dinge moontlik. Come on. Wie van ons het nie al in ons moeilike tye vir die Here gesê, Here, alles is mos vir U moontlik. Okay, maar ek het 5 minute van my 10 minute oor. Dis amper klaar. Hy het 'n uitkoms gesoek. En hy val neer op die grond. En hy bid. En hy vra. En is die Hebreërs skrywer wat sê, in die dae van sy vlees, toe hy mens was, het hy gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer. Onthou julle, ons het ons gepraat oor trane. Trane is ook 'n manier hoe ons eie hartstein benat. Daar's trane van vreugde, maar daar's ook trane van hartseer en pyn en smart. Hallo? Hy het dit geoffer aan hom, wie hom uit die dood uit kon red. Hy bring dit aan sy Vader, en dan sê die Hebreërs skrywer, en ook verhoor is uit sy angs. Verhoor is uit sy angs. As jy die woord verhoor hoor, behalwe nou in 'n hof, maar wanneer dit kom by gebed, dan is dit 'n antwoord. Hallo? As jy sê my gebede is verhoor, dan het jy 'n antwoord gekry. En dit is gewoonlik die antwoord wat jy wou gehad het. Nou skree die Hebreërs skrywer, hy is uit sy angs uit verhoor. So hoe was sy gebed verhoor? Want ek en jy weet, hy het nie die kruis vrygespring nie. En ek dink hier lê die geheim. In Lukas 22 vers 43. En die Vader stuur 'n engel uit die hemel om aan hom te verskyn en hom te versterk. Die boodskap sê om hom die krag te gee vir alles wat op hom gewag het. Om hom te versterk. In die nag, toe sê ek moet dit besig. Can you imagine, Jesus, sê Johannes, was daar toe alles geskaap is. Engele is geskape wesens. En nou stuur die Vader, is 'n skepping, ek wil nou nie sê skepsel nie, want ons dink ons anders daaroor. Daar lê julle sweet. 'n skepping om die Skepper te kom versterk. Dink, nee man, dit werk mos nie so hier. Hoe is dit moontlik? Want onthou, in daai omstandigheid was hy mens, met vlees, pynreseptors, emosie, gevoelens, 'n hart.
En nou sê Hebreërs, hy is uit sy angs uit verhoor, en hoe sy verhoor, hier kom 'n engel van die Here om hom te versterk. En dis 'n baie mooi Griekse woord, en onthou julle toe ons die reeks gedoen het, oor die verskillende woorde, oor die Heilige Gees, oor die kratos, die dunamis, en, is daar woord ichthus. En dit beteken 'n interne krag. En hier, daai versterk, kom van daai woord ichthus af, ichtho, an internal strength. Ja, is dit nie mooi nie? Krag in jou binneste. En waar gaan jy daai krag kry? Nee. Ja, want dit was nie dat hy nie kruis sou toe gaan nie. Something had to get strong here to face it. En gaan lees dit vanmiddag. En selfs na die engel daar was, het Jesus weer gebid, en hy het weer bloed gesweet, en ek het dit nou gemis, so sy emosionele pyn was selfs in sy liggaam ervaar en beleef, want die sweetdruppels het bloed geword. En wat het gebeur? Die klein aartjies hier op sy voorkop het gebars, as gevolg van die inspanning. Wasn't a walk in the park. Sure. Wat het gebeur? Jesus se hart was verhoor. Ek wil hê jy moet dit hoor. Jesus se hart was verhoor. Sy hartsgebed was verhoor. Jesus word versterk in sy oomblik van menslike swakheid. En iets gebeur in sy binneste. Weet julle hoekom weet ek dit? Nie omdat ek slim is nie, maar Johannes skryf daaroor. Hy sê, en na dit gaan Jesus, en hy sien sy chommie slaap nog, en hy sê, ag, los dit maar. En dan ewe skielik, daar in die verte kom 'n klomp fakkels aan en soldate, en Judas. En dan sê Johannes, hulle wonder wie is Jesus. Wie soek julle, vra Jesus? Hulle sê, ons soek Jesus. Jesus sê, dit is ek. En kyk wat sê Johannes wat gebeur. Hulle staan agteroor. Hulle val op die grond. Nie vooroor in aanbidding nie, agteroor. As gevolg van die krag. Daai innerlike sterkte wat Jesus gehad het. Dit is ek. Hallo. Hoor jy vanmôre iets van daai koneksie? En ons het in die begin van die jaar gesê, hier is die jaar van die koneksie. Die waf, daai goddelike koneksie. Ons woorde, God se woord. Ons hart, God se hart. So vanmôre, ons het mos al geleef. Daar's 'n paar goed wat in ons lewens gebeur het, which we can't take away. We can't erase it. Dis daar. It's a scar. It's a wound. It's there. Maar dit hoef ons nie meer seer te maak nie. Daar's goed wat in ons lewens nog gaan gebeur, wat ons nie gaan weet nie, en ons gaan dalk die hoekoms vra. Maar dit is in daai oomblikke, wanneer ons toelaat, dat God deur sy gees of deur sy engele, want ons quoteer ons baie maklik, Psalm 91, hy gee sy engele aangaande ons bevel. Maar jy weet, ons, dis mos so cliché, jy weet, hy gaan ons net veilig hou en ons bewaar, dat ons nie ongelukke kry of moeilikheid of wat, wanneer bewaar hy ons? Want hy bewaar ons in hierdie oomblikke, wanneer my hart ontsteld wil raak. Dan kom hy en hy versterk ons. Want die lewe het sy kwota seer, en sy pyn, en sy dorings, en sy dissels, en ek hoef jou nie vanmôre daarvan te oortuig nie. Maar sy nabyheid, sy teenwoordigheid, sy gees is daar
om jou en my te versterk. Ons het vanmôre daai lied gesing, Have you had a Gethsemane? Ons sinne vergelyk nie met Jesus sinne nie, en syne vergelyk nie noodwendig met ons sinne nie. Ons verstaan die tuin van pyn. Die tuin van ongemak, die tuin van vra, die hoekoms. Have you had that garden? Miskien is jy nou in daai tuin. En ek het nie vir jou 'n maklike antwoord vir jou moeilike vraag nie. Al wat ek vanmôre vir jou sê, is Jesus was daar, en Jesus help ons, deur sy voorbeeld om te sê, Vader, ek sou graag dit anders wou gehad het, maar nogtans nie my wil nie, U wil. Ek het net nodig dat die engele sal kom, die Gees sal kom, om my te versterk in hierdie tyd. En hierdie oomblik van Johannes 18 vers 6 is seker vir my 'n groter oomblik as al die wonderwerke wat Jesus gedoen het terwyl hy op aarde was. Hierdie tyd, die oomblik toe hy in sy gees en sy binneste so versterk was, dat die wat om hom gestaan het nie kon staan as gevolg van die teenwoordigheid van God in sy lewe nie. En mag jou en my ons hartstuin in such abundance wees, dat selfs daai harde plekke, daai seer plekke, daai deurgetrapte grondgebiede sal blom, in abundance will flower. Nie omdat ons oulik is nie, but because we have been there. En ons het toegelaat dat God deur sy gees genesing, herstel bring. Gaan die litteken nog steeds daar wees? Gaan die letsels? Ja. It's the battle scars, maar die pyn is nie meer daar nie. Net daar waar jy sit vir 'n oomblik voordat ons aan die tafel gaan sit. Wil jy vir 'n oomblik net oor jou eie pad, jou eie journey tot nou? Wil jy dit vir 'n oomblik net deur jou gedagtes laat gaan? Sê jy maar net, ek het baie van daai goeters gebêre, een kant geskuif. Dis die probleem. Gaan nie net oor die een kant skuif en dit wegbêre nie, want daai goed het 'n geneigtheid om op te kom. En dit wat vanmôre nou opkom in jou gedagtes, wat vir jou swaar is en moeilik is en swaar was en moeilik was, daai hoekoms, daai waaroms, wil jy nie vanmôre sê, Here, miskien het ek dit nie eens geweet nie, maar die engele was daar om my te versterk. Dankie. Maar vanmôre het jy dalk nog daai versterking nodig. Wil jy nie vanmôre toelaat dat hy deur sy gees jou vanmôre sal kom versterk voordat ons aan hierdie tafel gaan sit nie? Hierdie tafel wat hier voor staan, is nie net iets wat ons een keer 'n maand doen, omdat ons net verskillende liturgieë wil hê. Nee, hierdie tafel spreek van daai tuin, maar ook van daai oorwinning op Golgotha, terwille van jou en terwille van my. Vanmôre as jy 'n broodjie neem en 'n kelkie vat, wil jy nie eens vanmôre vir Jesus dank dat hy bereid was om die pad end uit te stap, sodat hy vanmôre jou hoëpriester kan wees. Sodat hy vanmôre met jou swakheid medelee kan hê. Weet jy wat vir my so mooi? Hy wys nie ons swakheid uit en sê, hy het medelee, want hy weet. Maar vra hom ook vanmôre, dat hy deur sy gees 'n genesing sal begin bewerk in jou hartstuin. Vader, ons dankie vanmôre vir u woord. U woord is ewig, u woord is die waarheid.
Vanmôre weet ek is ons gedagtes op baie plekke. Miskien by seer plekke, ongemaklike plekke, die hoekoms, die waaroms, die alles. Ons bome is 'n bietjie geskit, maar vanmôre weet ons, sy wortels is in ons grond, in ons hartsgrond. En dankie dat U ons help in hierdie reeks ingeplant om met ons hartsgrond te werk. Sodat ons op 'n plek kan kom van heelheid. Wholeness. Ons wil nie vasgevang bly in daai moeilike donker oomblikke nie. Net daar waar jy sit, wil jy vir 'n oomblik met die Here praat. From root to fruit. Kom myself in U vestig, o Here, in U woord, in U waarheid. Vra dat ons aanbiddingspan eers na die tafel toe kom en by ons, ek weet ons het iets anders beplan, maar kan ons weer root to fruit sing? En daarna is jy so welkom vanmôre om net te kom. Hier is nie instelling van 'n mens nie, van 'n kerk nie. Jesus het dit in plek gesit. Baie keer sê mense, ja, ek is so bang, ek wil nie die tafel deel hê nie, ek wil nie nagmaal gebruik nie, want ek is bang vir ek eet 'n oordeel of drink 'n oordeel. Nee, as jou hart jou nou oor iets aankla, maak dit uit met die Here. As daar vanmôre goed in jou hart wakker gemaak is deur hierdie woord, deur die Gees, gee dit vanmôre vir die Here. Terwyl jy hierdie broodjie en die kelkie het in jou hand, sê Jesus, U het die prys betaal vir dit, of dit nou wat ook al dit is. En wanneer jy na hierdie tafel toe kom, kyk na hierdie verskillende grondsoorte, sê Here, dankie. Ek is nie klipperige grond nie, maar ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar dankie dat U Gees my help. Jy is so welkom. Kom ons neem vrymoedigheid. Dankie aan ons aanbiddingsspan. En jy hoef nie saam te sing nie, jy kan net na daai woorde kyk en maak dit vanmôre die gebed van jou hart, van my wortels regdeur tot my vrug, dat ek in Hom gefestig sal bly. Jesus, tree of life, my trust is in you. Jesus, tree of life, I'm planted in you. I ask you, my Lord, plant me firmly in your love. I ask you, my Lord, send your rain from above. From root to fruit, I surrender all to you. From root to fruit, my position is in you. How enriched I am, craving righteousness. I'm surrounded
transform the way I think and speak. Give me healthy roots and sweetest fruit within me. I don't want to be a tumbleweed, living rootless without peace. I want to be a strong tree, flourish for everyone to see. From root to fruit, I surrender all to you. From root to fruit, my position is in you. How enriched I am, craving righteousness. I'm surrounded by your fruitfulness. From root to fruit, I'm sold out, protected and loved by you. I'm blessed because I trust you. I'm replanted in you, putting down my roots near the rivers of your love. I will never drop a leaf, stay content in times of need, bearing fresh fruit in every season of my life. From root to fruit, I surrender all to you. From root to fruit, my position is in you. How enriched I am, craving righteousness. I'm surrounded by your fruit.